Ons vandag die 18de Augustus 2026 en ek bring vir julle 'n boodskap wat baie mense my nou vra. En hoe kom ek dan uit by hierdie strafgerigte wat Vader oor die volk van Israel toe? So, as ons gelees in Deuteronomium 11 vers 26, 27 en 28, kyk, ek hou vandag 'n seën en 'n vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van Jahwe jou Elohim. Hoor julle daar? Die seën as julle luister na die gebooie van Jahwe Elohim, wat ek julle vandag beveel. En die vloeke as julle nie luister na die gebooie van Jahwe Elohim nie, maar afwyk in die weg van julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop wat ek julle nie geken het nie. So hier sê Vader vir jou, volk, julle moet luister. Die strafgerigte is al reeds oor julle, maar julle neem niks te harte nie. Maar wanneer hierdie groot pak slaag kom, wil julle huil. Moenie huil nie, dis te laat. Dis te laat. Maar dis soos Vader sê, die heel dag het ek hierdie volk aangesien, as 'n hardnekkige volk en 'n teesprekende volk. Julle wil altyd julle eie opinie lewer, en net julle is reg. Maar ek laat my oor in die woord van Vader Jahwe. Hy sal die strafgerigte uitvoer. Van die oordeel lê by God. Hy sê daarso, die straf as julle nie luister die seën as julle doen en die straf as julle nie doen nie. So sê dan vir jou in Deuteronomium 28 vers 45. En al hierdie vloeke sal oor julle kom en julle agtervolg en julle inhaal totdat jy verdelg is. Want hy het in Matteus 10 vers 34 al reeds vir jou gesê, ek kom nie om vrede op die aarde te bring nie, ek kom nie om vrede te bring nie, maar die swaard. Sien ons nie die swaard oor hierdie land al nie? En dan beskuldig ons die ANC, maar wat het Vader gesê in sy woord? Ek kom nie om vrede te bring nie, maar die swaard. Vader het gesê, julle mag nie met hom meng of verswaar nie, maar julle doen, en julle luister nie. Julle luister na leraars van kerke. Ja, hulle haat my, hulle wil my doodmaak. Is nie bang nie. Ek het 'n God wat ek vrees. Ek het 'n God wat na my kyk. En wie se naam Jahwe jou Elohim is. So vir wie moet ek vrees? Vir hulle. Ek is nie bang vir hulle nie. Ek is nie bang vir hulle nie. Want ek dien 'n lewendige God wat jou kan doodmaak en weer lewendig maak. Satan kan jou net doodmaak. En ons weet dat ons in hierdie land teen die ANC geveg het. Dis die antichrist wat teen jou is, wat teen Israel is. Maar jy, jouself, is die volk van Israel. Maar ons luister nog steeds na leraars van kerke wat net geld wil hê en jy dink jy's gered. Maar ek lees vandag vir jou. Omdat jy nie geluister het na die stem van Jahwe om sy gebooie, sy insettinge wat hy jou beveel het, te hou nie. Johannes 14 vers 15, onthou ek gee dit altyd vir julle, as julle my lief het, bewaar my gebooie. 1 Johannes 2 vers 3 en 4 het Vader vir julle gesê, jy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in jou nie. So volk, ons sien die strafgerigte wat nou in Engeland is, in die hele Europa, selfs nou in Amerika, waar die velde brand. Het Vader dit nie in die woord vir julle gegee nie? As ons lees die boeke van Job, die storms en die onweer, hy sê, daarna brul sy stem, hy donder met sy stem met majesteit en hou die bliksems nie terug as sy stem gehoor word nie. Dan hy verseel sy hand van elke mens in die winter, sodat tot die kennis kan kom, al die mense wat hy gemaak het. So Vader sê vir jou, as jy kyk na hierdie weer, wat nou deesdae aan die gang is, en dis baie erg. Ons sien in Amerika en baie lande waar die vloede nou so erg is, winde van 200 km/h. Vader doen dit. Want hy sê vir jou ook in die boeke van Baruch, ek weet meeste van julle het dit nie, hy sien as die wolke deur Elohim gebied word, om oor die hele aarde te trek, dan volbring hulle die bevel
en die vuur wat omhoog gestuur word om die berge, die bosse te verteer, vervul sy opdrag. En dit kom hier, as ons die strafgerigte lees, wat Vader vir jou in Levitikus 26 gee, dink is vers 17, ek maak die hemel yster en die aarde koper, yster is die vloede, infrastruktuur, julle wingerde, julle boorde gaan ek tot niet maak, dan bring ek die hitte oor julle, soos ek hier gespreek het, om die bosse, die berge en alles te verteer. Volk, hier gaan 'n hitte kom oor hierdie land, wat jy nog nie gesien het nie. Hierdie is die begin. Hierdie is die begin. Kyk wat gebeur in Amerika, in Europa. Honderde huise het al afgebrand. Duisende mense moes vlug. Miljoene, oor 1,4 miljoen. My volk, Vader doen dit oor sy volk, want wie is daai volke wat daai kant is? Is dit nie die twee seuns van Josef, Ephraim en Manasse? Ephraim is Engeland, Europe, Manasse is Amerika. Die pak slaas oor julle en julle sien dit nie, want julle is te hardnekkig om te luister. En ek spreek hierdie woorde vir baie jare al met julle. En my volk, as ek sien die teenkanting wat ek kry, die aanvalle, volk, ons moet almal voor God staan eendag. Hy is die een wat oordeel, want jy wat oordeel, jy wat ander mense aanwys as punte, jy is dit A, jy is 'n B. Jy, wie is jy? Jy 'n regter. Vader sê in die woord, moenie oordeel nie. Werk aan jouself, kyk of jou hart reg is met God. Mag Vader vir julle hierdie kennis en wysheid leer wat ek vandag vir julle wys. En dat julle sal begin terugkeer na sy Sabbat. Shalom, en mag Vader julle seën en julle kennis en wysheid gee. Want sonder kennis en wysheid het jy ook nie die liefde nie. Want die liefde is alles. Sonder liefde kan ek en jy niks doen nie. Kom ons wys barmhartigheid en liefde teenoor ons broers. En al is hy kwaad vir jou, wys hom jy's 'n beter mens. Van wat jy ook al doen aan 'n ander, doen jy nie vir 'n ander persoon nie. Jy doen dit aan Vader. Shalom. My naam is Frank Gerowig. Julle kan my skakel by 064 94 66312. Shalom.